As hy goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Wat 'n voorreg om ook vanmôre hier saam te wees om die Here ook te aanbid, om te loof en te eer. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af wat ons graag met u wil deel. Ons maak met leedwese twee sake bekend. Eerste Suster Marina Kokemoer, wie se suster afgelope week oorlede is. En dan ook is Suster Jackie Sheriff afgelope week oorlede. Ons dra vir Dennis, die kindertjies en ma en pa Spencer ook op aan die sorg van ons Here in hierdie hartseertyd. Ons vra dat ons opstaan as 'n blyk van meelewing. Baie dankie. Goed, dan broers en susters, vir die name van die volgende broeders aan die voorgehou ter approbasie om te dien in die ampt as ouderling, broer P. van der Walt en dan as diaken broer Rian Grobler. Skole heropen Woensdag die 14de. Bybelstudiegroepe begin ook weer Woensdag. Katekisasie begin weer volgende Sondag, het ons opening. En ons sal ook weer met ons koffiekroeg begin. Kollekte onder die diens gaan ons 'n spesiale kollekte hou vir die noodtoestande daar in die Suid-Oos-Kaap, rondom Mosselbaai en Jeffreys Baai. Ons het gehoor daar's groot brande daarso. Op hierdie stadium is daar nog nie uitdruklike nood wat geïdentifiseer is nie, maar ons kan onsself goed indink dat die moontlikheid tog bestaan en daarom is die kollekte onder die diens spesifiek vir die noodtoestande en dan by die deure vir die emeritaatsversorging. Baie welkom aan nuwe intrekkers en besoekers. Julle kan asseblief die ouderling aan diens hier voor kom ontmoet, sodat ons julle lidmaatbesonderhede ook by julle kan ontvang. Ouderling Louis Swanepoel sal julle hier voor ontmoet. Baie geluk aan almal ook wat vandag verjaar en dan ook so die komende week. En dan vra ons dat julle ook aan almal op die bid vir mekaar lysie sal dink, soos julle dit ook ontvang. In die besonder broer Stef Pretorius en Suster Martie Viljoen. Dan die jaarprogram is in die voorportaal. Julle sal sien die kalenders lê daar. Asseblief neem een per gesin en dankie vir almal wat gehelp het met die beplanning en die druk van die kalenders. Dan wil ons graag vir julle volgende week terugvoer gee oor dit wat by die synode besluit is en hanteer is. Net so 'n kort terugvoer gee en dan ook net 'n prentjieskets van ons Breër Kerkverband. Hoe lyk dit? Hoe werk dit? En dan spesifiek ook, wat is my werksaamhede, my betrokkenheid in die Breër Kerkverband. So dit sal ons volgende week dan net ook doen. So wil ons dan ook baie welkom sê vir Erna Versagie, wat vanmôre vir ons die orgel tokkel. Baie dankie en seën ook en baie sterkte vanmôre. Dis dan al ons afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons gaan eers saam Psalm 92 vers 1 sing terwyl ons so sit, dan raak ons daarna saam stil voor die Here. So 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën
Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 47, daarvan die eerste en die 4de vers, en ons bly staan om saam ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige, ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre weer saam na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit, en natuurlik weet ons, die wet van die Here is nie 'n riglyn vir goed wat ons moet doen om gered te word nie, dit is 'n dankbare reaksie op die feit dat ons gered is. Dis die ore waarmee ons luister na die wet van die Here, 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe, Eksodus 20, ons lees saam vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here met Psalm 46, daarvan die eerste vers, terwyl ons so sit. Ons bid saam. Heilige, almagtige, ewige God, ons kom voor U aangesig vanmôre saam om U te aanbid. Om U die eer en die lof te bring van ons harte, om U erkenning te gee omdat U God is, omdat U in beheer is, omdat U self tyd geskep het en daarom daaraan nie gebonde is nie, bo dit staan, self geen begin of einde het nie, maar self ook die begin en die einde is van alles se bestaan. Die grootheid is altyd te groot vir ons om te dink. Dis nie iets wat ons kan klein kry met ons beperkte gedagtes nie. En ons dank U daarvoor, want as ons U kon klein kry, as ons U kon pas maak, soos wat ons wil hê U moet wees, dan sou U nie God gewees het nie. Dankie vir die voorreg om dan ook so in 'n intieme verhouding met U te kan staan, dat U besluit het om Uself aan ons te openbaar deur U woord en deur die Gees, deur die woord wat vlees geword het, U Seun Jesus Christus wat onder ons kom woon het, Hy wat ons voorgaan. Dankie dat ons U mag ken, dankie dat ons in verhouding met U mag leef, en dat ons ook so uit hierdie verhouding uit nou weer saam kon luister na U wet, kon hoor wat die eise is wat U van U kinders stel. Eise wat ons self nie kan gehoorsaam nie, en dat dit daarom nodig was dat U Seun Jesus Christus aan elke liewe een van hierdie eise voldoen het. Sodat Hy wat regverdig is, uiteindelik in die plek van die onregverdige kan staan. En ons wat onregverdig is, as regverdig gereken word, deur die bloed en die soenverdienste van U Seun Jesus Christus. Dankie Here, dat U bemoeienis maak met ons, dat ons ook kan weet dat U met ons is in alles wat ons doen en beplan, hier aan die begin van 'n nuwe jaar, waar daar soveel voornemens is, dinge wat ons dink ons wil doen, dinge wat ons reken ons gaan afhandel, maar self weet ons nie of ons môre nog gaan asemhaal nie. Dankie dat ons dit mag bid met 'n groot DV vooraan. As U wil, mag ons dit en dat doen. Daarom kom ons ook voor U Vader in die eerste plek om ons eie gebreke te erken en te bely en te vra, Vader, vergewe ons al ons skulde, nie op grond van ons soenverdienste nie, maar op grond van die soenverdienste van U Seun Jesus Christus. Hy wat die volle som betaal het. En lei ons dan deur die Heilige Gees om nie net
bekommerd te wees daaroor as ons iets verkeerd doen nie, maar om daadwerklike berou te toon, om weg te draai van dit wat verkeerd is en te draai na U toe en agter U aan te stap in getroue gehoorsaamheid. Ons dankie Vader dat ons kan deel wees van 'n breër kerkverband. Ons dankie vir die voorreg om ook meer kerke bymekaar te kan kry, om meer wysheid te kry oor sake, meer gawes te kan kry wat dien sodat ons duidelikheid kan kry oor sake waaroor daar besluit moet word. Dankie vir die afgelope synode. Dankie vir U leiding. Dankie dat ons kan weet dat U ook deur ons gebroke, stikkende menswees ook werk. Ons bid vir ons kerke, Vader, daar waar daar ook besluite geneem is wat dalk mense kan verdeel. Bid ons Vader dat U saam sal bind, dat U nader sal trek, dat daar gesprek sal wees en dat ons uiteindelik U wil en gehoorsaamheid aan U voorop sal stel. Ons bid Here vir ons gemeente en in besonder almal wat deur 'n tyd van beproewing gaan. Ons dink aan die Kokemoers, ons dink aan die Sheriffs, ons dink aan die Spencers. Daar is diep seer, Here. En ons vra dat U hulle sal omvou met U genade, U liefde en die troos wat ons net by U en U alleen kan kry. Dat ons mag weet in lewe en in sterwe, na liggaam en na siel, behoort ons nie aan onsself nie, maar aan ons koning en verlosser Jesus Christus. En elkeen wat dit bely, elkeen wat dit weet, elkeen wat dit glo, het die belofte van die ewige lewe. Wil U ons ook gebruik as instrumente in U hand om mekaar op te vertroos en te versterk. Ons bid vir almal wat deur 'n tyd van beproewing en siekte gaan, ons dra hulle op aan die sorg en vra Vader, as dit U wil is, dat U ook uitkoms en genesing sal gee, en waar dit nie so bestem is nie, vra ons Vader dat U ons ook verrus en vrede sal gee in die wete dat ons U kinders is. Dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat volgens U besluit geroep is. Ons bid Here vir die woordverkondiging vanmôre, wil U wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees, en dat dit nie net by hoor sal bly nie, maar dat dit hande en voete sal kry, dat dit dade sal word en dat ons sal leef uit die woord. Dis ons gebed in diepe afhanklikheid van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Met die oog op die feit dat ons nou saam met die woord van die Here gaan lees uit Rigters, hoofstuk 13 uit, kom ons sing saam, Skrifbereiding 11:2, daarvan die eerste vers. Skriflesing kom uit Rigters 16 vanaf vers 4. Ons luister saam na die woord van die Here. Hierdie is natuurlik die baie bekende verhaal van Samson. Ek vermoed julle het al van hom gehoor. Die man met die buitengewone krag wat die Here vir hom gegee het om ook as rigter op te tree en uiteindelik die volk uit die verknorsing te help waar hulle was. Ons luister saam na die woord van die Here. 'n Ruk later het Samson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delilah. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe en hulle het vir haar gesê: "Verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag
en hoe ons hom kan oorrompel om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Delilah het toe vir Samson gevra, sê my tog, waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Samson het haar geantwoord, as hulle my vasbind met 7 boogsnare wat nog klam is, sal ek magteloos wees, ek sal soos 'n gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare wat nog klam is gebring en sy het hom daarmee vasgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. En toe sê sy vir Samson, die Filistyne is hier, Samson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlam garingdraad breek en die geheim van sy krag het onbekend gebly. Daarna het Delilah vir Samson gesê, jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my tog, nou waarmee kan 'n mens jou vasbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees, ek sal soos 'n gewone mens wees. Delilah het nuwe toue gevat, hom daarmee vasgebind en toe sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Samson het die toue aan sy arms gebreek asof dit garingdraad was. Delilah het vir Samson gesê, hoe lank gaan jy nog 'n gek van my maak en vir my leuns vertel? Sê my tog, waarmee kan jy vasgebind word? Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê jy het my lief, as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie. So het sy dae lank by hom bly neel en hom bly lastig val. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delilah het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer. Hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar toe gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en hy het Samson sy 7 haarlokke afgeskeer. So het sy hom laat swak word, sy krag het verdwyn. Toe sy sê, die Filistyne is hier, Samson, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap, soos die vorige kere, en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp, sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toe gevat, en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Die leiers van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle god Dagon om fees te vier. Hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons mag oorgegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle God geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee, ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson dat hy ons kom vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan en hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het gesê, laat my so staan dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus, dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar en op die dak was daar omtrent 3000 mans en vrouens wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgevat en teen hulle geleun met sy regterarm
om die een en sy linkerarm om die ander. Toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk hom al. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manoach se graf. Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. Ons lees tot sover. Ons teksverse, vers 20 se laaste gedeelte, vers 22 en dan ook vers 28. Vers 20, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Vers 22, daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Vers 28, toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dikwels gebeur daar dinge in ons lewe, wat die rigting, die koers wat ons inslaan, onherroepelik verander. En dit is typies wat veral in die boek Rigters die geval was. Ons lees van sikliese verval in Israel. En dit is baie belangrik om hierop te let en dit te verstaan in die lig van dit wat nou hier gaan gebeur, want Israel kom in die beloofde land en God sê vir hulle, luister, hierdie land is julle sin, doen wat ek vir julle sê. En dan begin hy by, ek dink dit's by Juda, wat hy dan vir Juda sê, Juda gaan val die land in en verower hierdie stad. Hy gee die opdrag vir Juda, maar Juda besluit, ek kan dit nie doen nie, kom ek vat vir Simeon saam met my, om hierdie land te verower. En dan val die twee saam die land in, hulle verower, maar hulle vernietig nie alles nie, hulle vernietig nie die afgodsbeelde nie, hulle vernietig nie die afgode soos wat God ook van hulle vra nie, en die afgode bly daar sit, dormant. Die mense wat die afgode aanbid, bly tussen hulle woon. En so stelselmatig begin hierdie volk verval, want halwe gehoorsaamheid lei tot verval. So algaande loop die volk verder en verder weg van die Here. Die verhaal van Rigters wys ons die hele tyd daarop. Die een oomblik het die een gedoen nog wat die Here gesê het, en dan begin ons lees hoe dat elke een begin doen het of verkeerd gedoen het in die oë van die Here, en dan eindig Rigters met en elke een het gedoen wat reg is in sy eie oë. Ons lees daarvan dat hierdie volk by hierdie plek begin waar daar leiers is wat gehoorsaam is aan die Here en die volk terugbring, en dan kom ons hier by Samson wat homself eenvoudig net nie meer steur aan dit wat die Here sê nie. Sy eie kop volg, sy eie hart volg, sy eie rigting inslaan. In die tyd dat ons hier by Samson se verhaal kom, is dit nie net die volk wat afvallig is nie, maar die leiers, die mense wat die volk moet rig, is in openlike verset teen die Here. Jy moet onthou, Samson is van geboorte af 'n Nasareer. Saam met die Nasareer kom daar verskeie verantwoordelikhede. Soos jy kan nie aan die liggaam van dooie goed raak nie. En ons ken die verhaal van hoe dat hy dan in die leeu se karkas die heuning gaan uithaal. Dis met opset. Hy toets die hele tyd die grense van hierdie eed waarin sy krag lê. Konstant is hy besig om die grense te toets van God se genade, die grense te toets van hoe lank sal die Here nog by my wees. En die volk doen elke een wat reg is in sy eie oë. En die laaste draai van hierdie spiraal is dat die rigter van 'n volk op 'n magsvertoon gaan met sy eie vermoëns wat die Vader hom gegee het, maar wat hy en die volk van oortuig is, dit lê in hom. Nou die hemelse Vader gee dan aan Samson hierdie vermoëns, en daarom ook die klem op die Nasareer eed in die verhaal van Samson. Hy is verbind aan God en vir God afgesonder tot sy diens. 'n Herinnering dat dit wie hy is en wat hy het, alles van bo afkom.
En dan val dit veral op hoe hard Samson homself verset teen die Nasareer eed. Hoe hy partytjies hou, hoe hy drink, hoe hy uiteindelik ook totaal verslaaf is aan die prostituie van die Filistyne. En dit is die swak plek wat die Filistyne identifiseer toe hulle vir Delila nader. Uiteindelik is Samson 'n man wat verslaaf is eintlik maar aan homself, verslaaf aan sy mag, aan sy krag, verslaaf aan sy eie plesier, verslaaf daaraan dat hy kan doen wat hy wil, daar's niemand om hom te breek nie. Dis in die laaste gedeelte wat ons teks vooraf gaan, duidelik wanneer hy by 'n Filistynse prostituut tuis gaan en homself in 'n situasie sit waar hy weet die Filistyne gaan kom om hom gevange te neem. En deur die krag wat die Here hom gee, breek hy deur en hy breek die stadspoorte af en hy dra dit op sy rug teen die bult uit. 'n Krag vertoon soos jy lanklaas gesien het. Samson is waghalsig. Hy's verslaaf aan homself, glad nie afhanklik van die Here, soos wat die Nasareer eed eintlik van hom vra nie. Maar genadiglik gebruik die Here selfs mense se selfgesentreerdheid, hierdie eie willigheid, hierdie hardkoppigheid om nie net tot sy volk te spreek en hulle tot bekering te roep nie, maar om ook aan ons vanmôre hier die evangelie te verkondig in ons situasie. Die Here gebruik die eie willigheid van Samson om tweespalt tussen Israel en die Filistyne te bring. Hy doen dit sodat die volk nie sy identiteit verloor en vermeng met die Filistyne en uiteindelik dieselfde afgode begin aanbid nie. Aan die begin van Samson se verhaal lees ons keer op keer 'n wraakverhaal. Dit begin met die Filistyne wat hom te nakom en hy wat homself dan op hulle wreek en dit ontaard aan 'n bose kringloop en kort voor lank word hierdie 'n intense tweestryd, die Filistyne teen Samson. En dan lees ons einde ten laaste hier dat selfs die Filistynse leiers dan nou betrokke raak en vir Delila nader. En dan lees ons in vers 5, die leiers van die Filistyne is toe na haar toe. Mens kan eintlik sê hy is nou uiteindelik is hy vyand van die staat nommer 1. Wanneer die leiers na haar toe kom, is die aanbod een te veel vir haar om van die hand te wys. As sy vir Samson kan oorlewer in die mag van die Filistynse leiers, gaan sy 'n nasionale heldin wees. Die hele volk sal iets aan haar verskuldig wees en die vergoeding was waarskynlik van so 'n aard dat dit haar lewe totaal sou verander. Dat sy 'n finansiële kommervrye toekoms voor haar gehad het. So die aanbod kon sy nie van die hand wys nie. Hier kry ons dan uiteindelik die prentjie van wat 'n disfunksionele verhouding is. 'n Verhouding waar albei in hierdie verhouding is om iets te kry. Ek wil iets by jou hê en jy wil iets by my hê. 'n Verhouding waar albei in dit is om te kry en nie om te dien nie, nie om te gee nie, nie om dit wat Efesiërs ons leer 'n verhouding moet wees met selfopofferende liefde mekaar te dien nie. Delila bly in die verhouding ter wille van die voor die hand liggende voordeel wat sy daaruit kan kry om vir Samson oor te lewer. Samson bly in die verhouding ter wille van sy eie verslawing aan vroue, maar moenie dink hy was onbewus van die gevaar nie. Die uitdaging wat sy elke keer aan hom stel, is nog 'n geleentheid om te wys hoe sterk hy is en hoe goed hy is. En dit word in die gebeure duidelik. Ons lees Delila gaan so te werk. Sy sê vir Samson, sê my waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Jy hoef regtig nie, soos die Engelsman sê, 'n rocket scientist te wees om te weet waarmee sy besig is nie. Die feit dat hy nie sy dinge vat en loop nie, is verstommend. Hy vermaak haar vraag met 'n leuen.
Sy voer dit uit, roep, die Filistyn is op jou en hy breek die boogsnare asof hulle niks is nie. Die verbasende is dat Samson steeds nie loop nie, ten spyte van die feit dat hy nou duidelik sien waarmee sy besig is. Dis tipies van die ontkenning van 'n verslaafde. Hy het haar gunsie so nodig dat hy blind is vir haar motiewe. Sy speel op sy gevoel en Samson vermaak haar met nog 'n leuen. Ook die nuwe toue breek hy asof dit garingdraad is. Dieselfde gebeur met die 7 haarlokke wat in die weefstoel vasgepen is. En dan speel Delila die troefkaart, wat in soveel verhoudings dikwels gespeel word. 'n Toksiese, selfgerigte, as jy regtig vir my lief is, dan. As jy regtig vir my lief is. Daardie giftige woorde waarmee menige mens gemanipuleer word. Sy dreig vir Samson basies, jy gaan nie meer jou verslawing kan bevredig by my nie, as jy nie nou vir my die geheim vertel nie. Want as jy lief is vir my, sal jy my vertel. Maar as jy my nie vertel nie, as jy nie regtig lief vir my nie, en dis die einde van die verhouding. Nou, symptomaties is dit van die volk se toestand. Ken Samson ook nie die Here of het hom lief met hart en siel en verstand en al sy kragte nie, ten spyte van sy Nasareer eed. So wanneer Delila hierdie ultimatum stel, dan word Samson vir 'n keuse gestel. Die Nasareer eed of sy verslawing. En hy oortree nog sy hele lewe die Nasareer eed. So waarom sal hy hom hou by hierdie eed? Aangesien hy sy hele lewe nog hierdie Nasareer eed verbreek. Waarom sal die Here hom nou verlaat as hy nou sy hare laat afsny? En daarom kies hy die verhouding wat vir hom die meeste bruikbaar is. Die een wat hy meen al sy behoeftes gaan bevredig. Hierdie verhouding met Delila. En hy deel sy geheim met haar. Samson se reaksie wanneer hy agterkom sy hare is afgeskeer en dat Delila weer roep dat die Filistyne op hom is, maak dat 'n mens iets van sy hart dan nou sien. Dit word nou duidelik. Hy verwag om met dieselfde krag steeds voort te gaan soos voorheen. Hy dink hy kan homself losruk, hy dink hy kan net opstaan en almal rondruk. Want hy dink die krag is al die pad nog in homself geleë. Hy was duidelik in sy hart en gedagtes nie afhanklik van God nie. Hy het soveel kere van tevore sy Nasareer eed verbreek en sy krag het hom nie verlaat nie. Waarom sou dit nou gebeur? En dan lees ons daardie hartseer stukkie in vers 20. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Samson het gedink sy krag is in homself, nie in die Nasareer eed nie, ook nie in God nie, en Samson was nie in staat om te sien hoe afhanklik hy eintlik van God is nie. Bedoel, gaan dink 'n bietjie aan Jesus wat sy disippels die wêreld instuur met die belofte, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Hierdie term om met iemand te wees is 'n semitiese uitdrukking van verhouding. God was met hom, is 'n uitdrukking van hierdie mense het 'n verhouding met die Here gelewe. Maar Samson besef nie dat die Here nie meer met hom is nie. Dat die Here hom verlaat het nie. Daarmee saam met God se krag hom verlaat, die duidelike teken dat die verhouding tussen God en Samson gebreek is. Alhoewel Samson se lewe tot op hierdie stadium totaal oorgegee is aan sy meer, aan sy drange, sy luste, sy behoeftes, is dit eers hier waar die Here hom verlaat. Kan 'n mens jouself dalk afvra, maar waarom? Waarom verlaat die Here hom hier? Want in dit wat nou hier gaan afspeel, is dit wat Hebreërs noem die afbeelding van die weldade wat kom. Dis 'n vooruitskouing na Jesus Christus, na dit wat hy vir ons doen.
Want hierdie is 'n draaipunt terug na God toe en die prentjie van die evangelie word vir ons al duideliker. Dis nie sonder rede dat Hebreërs 11 vers 32 sê, en wat moet ek meer sê, die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, hulle het in swakheid krag ontvang. Hier word van Samson as 'n voorbeeld van geloof gepraat wat in swakheid krag ontvang. Samson met al sy eie willigheid, sy selfsug, sy ongehoorsaamheid en afvalligheid word die toonbeeld van God se genade. En hy word 'n boodskapper van die evangelie, want sien, ons lees die verhouding met God is verbreek. Ons lees God se krag het hom verlaat oor sy ongehoorsaamheid. Maar dan dit wat dan volg op sy gevangenskap is 'n tyd van stil word, van geheer, van genesing en nederig word, afhanklik word van God. Tyd waarin Samson weer sy Here opsoek in stille arbeid. Wanneer die eens magtige Samson wat die koringlande van die Filistyne aan die brand gesteek het, nou daai einste koring moet maal. En in hierdie tyd gebeur daar iets wat ons baie vinnig oorlees. Daar staan in vers 22, daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Dan kan julle vir my sê, maar dis wat gebeur as jy hare sny, dit groei weer. Maar dit sê by die iets van die Filistyne en iets van God. Want die Filistyne besef ook nie, Samson se krag het van God afgekom en was nie in sy hare nie. En nou is dit gesny, so dit kan nie weer terugkom nie, reken hulle. Daarom wag hulle totdat sy hare teruggegroei het, voordat hulle die fees hou van oorwinning van hulle God Dagon oor Israel. En dit maak die bespotting kompleet. Maar die Filistyne ken nie die God van Israel nie, hulle ken nie die lewende God, ons God nie. Hy is getrou aan sy woord en daarom herinner ek julle aan die belofte van Rigters 13 vers 7 waar staan, Samson sal 'n Nasareër wees tot die dag van sy dood. Op sy woord kon God se verlating van Samson niks anders as 'n voordelig vir Samson wees nie, voordelig vir die volk en tot vervulling van hierdie belofte wees nie. So kom die oomblik waarop Samson sy hele lewe afstuur, die oomblik waar hy in totale afhanklikheid en volwaardige geloof tot die Here in gebed nader. Die eens trotse, selfvoldane Samson kom in afhanklikheid na die Here en smeek hom om genade. Here my God, dink aan my. Hy smeek weer vir krag, omdat hy weet en verstaan waar het sy krag vandaan gekom. En in een beweging is die oorwinning so triomfantlik, soos wat op Golgotha ons eers iets meer van sien. Samson bring deur die werking van die Here die tempel van Dagon, die afgod van die Filistyne, wat al die pad onder die Israeliete geleef het. Hy bring hierdie tempel tot stof. In die een beweging vernietig hy die leierskorps van die vyande van die Filistyne en waar die Israeliete herinner aan die feit dat die Here hulle God die enigste God is. Met hierdie een daad begin hy die ware verlossing van die volk van die Filistyne, verlossing van hulle verslawing aan hulle afgode en aan hulle self. In 'n vooruitskouing na die kruis staan Samson, een hand om die een pilaar, een hand om die ander pilaar. En hy vernietig die vyand, soos wat Christus later aan die kruis doen.
Ons sien die skadubeeld van die weldade wat kom, soos Hebreërs dit stel. Ons sien 'n godverlate figuur. Ons sien in die uitgestrekte arms van Samson die vooruitskouing van Christus se kruis. Ons sien in Samson se bespotting en marteling deur die ongelowiges, die bespotting en marteling wat Jesus op 'n veel groter en meer intenser skaal sou beleef. Albei het voorgekom asof hulle deur die vyand oorwin is. Albei het swak voorgekom in die oë van die wêreld. En tog is deur hierdie een offer die vyand vernietig. Waar die geloofsdaad van Samson tydelik was, is God se werk in Christus permanent. So Samson God verlate was, is Jesus deur God verlaat, maar die keer sodat elke een wat sy kind genoem word, nooit dit sal ken nie. Nooit God verlate sal wees nie. Ja, ook nie jy nie. En dis my troos. Ook wanneer ek dink aan die pas afgelope synode. En 'n mens lees die aanlyn kommentaar wat gemaak is op grond van sekere besluite wat geneem is. Die ding is, geliefdes, dat mense dikwels ernstig van mekaar op grond van skrifbelydenis en kerkorde verskil. Mense harde woorde gebruik om met mekaar te praat en dat daar dalk sommige besluite is waarmee jy nie self saamstem nie of jouself mee kan vereenselwig nie. Dalk is die optrede van sommige iets wat jou teen die bors stuit. Dan wil ek jou juis hiermee troos, ten spyte van ons eie willigheid. Net so Samson se eie willigheid. Ten spyte van ons sondige en gebroke bestaan, ten spyte daarvan dat ons sondige mense is wat in afhanklikheid na die Here toe gaan om besluite te neem. Laat God ons nie los nie. En regeer hy sy kerk deur sy woord. Rig hy ons pad ten spyte van ons stikkende menswees. Wat 'n genade dat ons so in afhanklikheid van hom kan leef. Genade is God met ons werk ten spyte van ons ongehoorsaamheid, dat God op grond van Christus se soenoffer ons nie verlaat nie, dat hy ons dra, dat hy ons rig. Soek hom op, vra na sy wil, dien hom en leef in 'n lewende verhouding met die lewende God. Mag ons troos vind in die wete, God is getrou aan sy woord. Hy sal sy kinders nooit verlaat nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons dank U, Here, vir die voorreg om U kinders te kan wees. Ons dank U dat ons kan weet, dat ons deur die woord kan sien, dat ons kan sien selfs in 'n harde hart soos die van Samson, dat U ook omstandighede gebruik om ons harte sag te maak, diensbaar, afhanklik, klein voor U te maak. En daarom bid ons Vader dat U ons ook sal gebruik in U diens, dat U ons harte sal sag maak, dat U die harte van klip sal vervang met harte van vlees, dat ons in nederigheid U sal dien en dat ons U sal opsoek in U woord. Dankie Vader dat ons kan weet ons is nooit alleen nie. Dankie dat ons kan weet U is met ons al die dae tot die volëinding van die dae. En dankie dat U ons steeds rig deur U woord, deur U Gees ten spyte van ons gebreke. Ons bid hierdie dinge van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons kollekte. Ek herinner dat die kollekte onder die erediens gaan vir die noodtoestande in die Kaap. Kom ons antwoord op die skriflesing en die prediking, skrifbereiding 11:2, waar die Here ook sê hy bring sy kinders nader. Skrifbereiding 11:2 vers 2 en 3, 'n antwoord op die skriflesing, en dan ontvang ons die seën van die Here waarop ons met die amen antwoord.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.